Goeiemôre, dit is dan vanmôre die 23ste April 2025, lesing 267 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. Ons is nog steeds op die berg, bedoelend op die hoogste vlak van ons geestelike ontwikkeling in profetiese terme nou aan die eindtyd. En alles wat daar gebeur het 'n ooreenstemmende geestelike betekenis vir ons. Hoofstuk 1:5:1 Joshua sê, goed, liewe vriende en broers, na hierdie oggendete vir die siel, sal ons nou ook eers aan die liggaam dink. Ebal, het jy nog iets in voorraad? Nou die vorige lesing het ons geluister dat Joshua vir hulle lering gegee het. Nou sê Ebal, dis nou die pa van Jara, meeste daar is nog wel ietsie, hoewel nie baie nie, want gisterand is byna alles opgeëet. Maar brood en wyn is daar nog, ja. Joshua sê, bring alles hier, dan sal ek dit seën en dan sal ons almal genoeg te ete en te drinke hê. Ebal laat nou dadelik 'n halfronde brood na my toe bring en ongeveer 3 bekers wyn wat in die sak agtergebly. En ek seën die brood en die wyn en sê, deel dit maar uit en as daar oorbly, sal ons hier ontbyt geniet. Nou gaan ek iets sê wat net so in my opgekom het, dat dit nou verwysings na ons doen, dat die halfronde brood wat ons gebak het, was die boek van herinnering. En die boek van herinnering word nou al verkoop vir byna 25 jaar. Ons moet ongelukkig die boek verkoop, ek sou hom so graag wil weggee, maar dit kos geld, die drukkers kos maandeliks geld, die papier kos ensovoort. En daai boek het nooit verminder nie. Die boek het net heeltyd vermeerder. Maar daar het nog iets bygekom. Daardie boek het ons gelei na al hierdie profetiese boeke wat ons ook kon druk en eers vertaal, toe druk en uitgee. En al hierdie brood is ook gratis op die internet beskikbaar. Ons vra nie 'n fooi om boeke af te laai nie. Dis verniet. As jy bereid is om 'n PDF leer te lees, dan kry jy dit verniet. As jy 'n boek wil hê, wat eintlik baie lekker is, en mense wil tog jou eie boek hê, dan moet jy dit maar koop. Maar dit is die brood wat uitgedeel word hier, en die wyn stel die gees voor. En hulle het net hierdie bietjie gehad, maar kyk nou wat gebeur met hierdie dinge. Joshua sê, deel dit maar uit, en as daar oorbly, sal ons hier ontbyt geniet. Ebal deel nou die brood uit en breek, om nie tekort te kom nie, slegs klein stukke van die halwe brood. Hy is nou nog versigtig, maar die halwe brood wil nie kleiner word nie. Toe hy egter sien dat dit nie kleiner word nie, hoewel hy alle berggaste 'n paar monde vol ekstra gegee het, begin hy groot stukke daarby te gee. Maar ook nou word die halwe brood nie kleiner nie. Toe hy daarna sien dat die berggaste nog nodig het, begin hy die uitdeel weer van vooraf en breek nou nog groter stukke van die brood af. En nadat hy rondgegaan het onder die bykans 30 mense wat die berg met ons bestyg het, het hy nog 'n behoorlike stuk in die hand oor en sê aan my, meester, dit het ek oor. Sal dit ook genoeg wees vir u, vir Raphael, vir Jara en vir my? Joshua sê vir hom, gee dit maar aan Jara om uit te deel, dan sal dit wel voldoende wees. Ebal doen dit en Jara gee my die eerste 'n stuk, daarna vir Raphael, toe vir Ebal en toe die oorblywende aan haarself. En ook ons het almal genoeg gehad. Maar die hoofman merk op, vriend Ebal, waarom het jy my ook nie by hierdie laaste verdeling ingesluit nie? Vind jy my nie belangrik genoeg daarvoor nie? Hier kom weer die wêreldse gesindheid uit in hierdie ou man van Romein. Joshua sê, vriend, vererg jou nie daaroor nie. Want weet jy, Ebal het gedink dat daar niks sou oorbly nie. Daarom was hy met die uitdeel in die begin ook so suinig moontlik. Hy wou jou ook nie by diegene voeg wat uiteindelik niks sou gekry het nie. Maar omdat daar deur my wil tog iets oorgebly het, is daarmee toe met die tweede verdeling begin. As jy egter baie belang heg aan die tweede uitdeling,
wat beslis nie beter is as die eerste nie, sê dit dan gee ek jou graag my aandeel. Nou sê die hoofman, nou, dit is goed so, 'n ou dom Romeinse rangorde skiet slegs deur my kop, maar ek is alweer heeltemal in orde. Maar wat my hier die meeste verbaas, is dat die hemelse Raphael die brood so gretiglik opeet, asof hy van ons almal die hongerste is. Dit is werklik baie merkwaardig. Hy is toch meer 'n gees as 'n mens met 'n liggaam, en tog eet hy asof hy op aarde gebore was. Dit beval my besonders, maar ek merk dat die brood alleen, hoe goed dit ook al smaak, dorstig maak, en daarom sou ek graag spoedig iets te drinke wil hê. Ek, Joshua, sê aan Ewald, deel nou die wyn uit en begin by ons vriend Julius. Die hoofman sê, meester, ek vra, hy drink hier toch eerste, want ook aan tafel moet daar toch 'n sekere rangorde wees. Joshua sê, o ja, ek is self daarvoor, maar omdat ons hier geen tafel het en ook nie as gaste uitgenooi is nie, drink ons wyn soos wat ons behoefte daaraan het. Wie die meeste dors het, drink eerste, en die minder dorstige volg hom, elkeen na behoefte. Met hierdie beslissing neem die hoofman toe genoeg, drink die beker tot die laaste druppel toe leeg en sê, meester, ek dank u, dit was regtig 'n hemelse hartversterking, en nog nooit het die wyn op 'n oggend so vir my gesmaak soos nou hier nie. Maar dit is ook 'n wyn waarvan daar op aarde geen tweede is nie. Onthou hierdie oggend waar die son opgekom het ons nou in die vorige lesings gesien, dit dui Joshua wat in jou hart opstaan, waar jy hom werklik herken as alles, dan verdwyn al die ou miswolkies in jou lewe, en net Joshua is belangrik. Nou hierdie wyn stel ons nou sy liefde voor, en die liefde sal altyd beter proe wanneer jy Joshua ontdek het. Al draai jy die liefde na jou naaste toe uit, dit is altyd lekkerder om dit so te doen. So dit is wat hierdie ding beteken. Nou sê Joshua, ons is almal bly dat dit nou so na jou sin is op hierdie berg. Die hoofman sê, meester, vergeef my as ek miskien in so 'n goeie stemming 'n vals noot gee, maar dit lyk my dat selfs die Satan hier sou moet bly word. Joshua sê, as jy hom wil sien en praat, kan hy hierheen geroep word. Dan kan jy jou dadelik daarvan oortuig, of dit vir hom gesellig sal wees. Die hoofman sê, as daar werklik 'n Satan in persoon is, laat hom dan maar hier verskyn. Nou baie van die volgende hoofstuk, die opskrif, die hoofman daag die Satan uit, en die Satan verskyn daar. Nou kerm al die mense wat so wetties is, ja, dis hoekom hierdie goed moet verwerp, want daar staan, jy mag nie geeste van die gedooies of geeste van afgestorwenes met hulle praat nie. Joshua is die skepper van alles, geeste van lewendes en geeste van afgestorwenes. In sy teenwoordigheid kan die afgestorwene, of in hierdie geval selfs die Satan self, niks aan die mense doen nie. Maar wanneer jy na 'n karavaan toe gaan waar 'n ou fortuinvertelster sit met haar demoniese kragte, dan het jy 'n probleem, want dan verlaat die Heilige Gees jou, want jy gaan willens en wetens om nou jou fortuin of jou voorspelling vir die toekoms te kry. En dit word nie toegelaat deur die skrif nie. Maar Joshua het menigmale gestorwe mense opgeroep dat hulle kom praat, net soos wat Saul dit gedoen het met Samuel. En hier in die geval het hy die ergste van alle duiwels opgeroep, ons noem hom Satan. En dit is vir my 'n baie interessante hoofstuk hierdie, wat ons van kennis neem. Terwyl die hoofman dit nog sê, flits daar 'n helle bliksemsflits en klink daar 'n reusagtige donderslag. En Satan staan soos 'n vurige reus voor die hoofman, stamp met 'n voet so hard op die grond dat die hele berg rondom bewe, en sê aan die hoofman, wat wil jy van my hê, elendige moederverkragter? Waarom ontbied jy my hier op hierdie berg, wat vir my 1000-maal pynliker is as al die vuur uit die hel? Die hoofman sê, baie boos deur die betiteling moederverkragter,
Die vyand van alle mense en Elohim self, matig jouself, want jy het geen reg om in die teenwoordigheid van Elohim jou meester 'n oordeel uit te spreek nie. As ek in die slaap, meegesleer deur my sinne gesondig het, dan het ek slegs myself, maar nooit vir jou in iets benadeel nie. Ek glo egter dat Elohim meer is as jy, en hy het my nog nooit verwelkom soos wat jy het nie, gemeene leenaar. Dit is wel waar dat ek eens, toe ek 14 jaar oud was, gemeenskap gehad het met my moeder, maar my moeder het my daartoe verlei, want sy het haar verkleed soos 'n wellustige Griek, en trek toe oor haar gesig, wat tog baie mooi was, 'n fyn masker, kom snags na my toe en laat my al haar onweerstaanbare bekoorlikhede sien en wou my hê. Want my moeder was toe amper 28 jaar oud. Toe ek as haar eerste kind gebore was sy 13 en 'n half. Ek staan in Rome bekend as een van die mooiste en aantreklikste jongmanne. Geen wonder dat my eie moeder op my verlief geword het nie en haar vermom het om van my te kon geniet nie. Onthou, hierdie heidene in Rome was hierdie 'n algemene ding. Dis nie 'n snaakse ding nie. Hierdie mense het nie Vader se wette van Moses gehad nie. Dit het maar daar gebeur. En jy moenie 'n fout maak nie, baie van hierdie goed gebeur vandag nog. Ellendeling, is ek dan 'n verkragter van my moeder, omdat ek as vurige Romein, wat dink dat ek met 'n wellustige en baie aantreklike Griek te doen het, met my moeder gemeenskap gehad het, kan jy blinde esel uit die hel ooit iemand 'n moordenaar noem, omdat hy, toe hy van die dak val, tydens sy val 'n mens raakgeval en gedood het. Praat nou, oude esel uit die hel. Nou ja, hierdie hoofman het nou nie gedink dat die Satan al sy sondes hier voor al die mense gaan openbaar nie. So, die les wat ek so ver uit leer, moenie wil om die Satan te sien of te hoor nie. Want dan gaan baie van die goed wat verborgen is, wat ander mense nie van jou weet nie, gaan op die tafel gegooi word, as jy Yeshua nog nie in jou hart het nie. Nou sê die Satan ewig ontstoke oor die benaming deur die hoofman. Dis nou ou esel uit die hel. Ek hou slegs maar rekening met die daad, en nie op watter manier dit gebeur nie. By my geld geen versagtende omstandighede nie. En wat my betref is jy veroordeel. Hoor jy in die hel en sal jy my mag nie vryspring nie. Nou sê die hoofman, kyk dan eers daar, blinde esel uit die hel, wie staan hier aan my regterkant? Ken jy hom? Ken jy nie vir Yeshua van Nazareth nie? Onthou, hierdie verhaal speel nou af voor die kruisiging en opstande. Na die kruisiging en opstande het dit dinge bietjie verander. Maar nog steeds was Yeshua in staat om hierdie mens sy sonde te kan vergewe. Toe die hoofman my naam uitspreek, word die Satan met geweld op die grond gewerp. En hy dreig die hoofman om hierdie walglike naam nooit weer voor hom uit te praat nie. Hy ken die Nazarener en vervloek hom, omdat hy die godheid sy mag wil ontneem, en dit hom maar weinig skeel, of hy sou meester van die hemel en die hele wêreld word. So hier is 'n baie belangrike vers, dat die naam so belangrik is, dat die Satan deins vir die naam terug, wat vir ons dan weer nog belangriker maak, dat ons die regte naam Yeshua gebruik. Nou sê die hoofman, blinde esel uit die hel, wat hy ewig was, is hy nog, en hy kan dit ewiglik bly, en hy alleen sal vir my en jou oordeel, en dit doen jy ewiglik nie, ou slegte, blinde en oerdomme esel uit die hel. As jy toch so 'n reusagtig, magtige wese is, onthou, hy is nou in die vorm van 'n reus daar, waarom word jy dan so maklik, net deur die naam van die heilige Nazarener neergeslaan, asof jy nog nooit gestaan het nie? Kyk nou hoe mooi dit hier is, en hoe goed ons dit almal het. Jy sou dit toch net so goed kon hê as ons, as jy nie so 'n aardsdom dier uit die hel was nie.
keer om en erken in jou hart, as jy dit nog het, dat Yeshua die meester van hemel en aarde is, dan sal jy sekerlik met ons gelijkgestel word. Nou gryns die Satan, moes jy nou weer die naam uitspreek, wat my so teenstaan. As jy oor niks anders kan praat nie, omskryf dan ten minste die naam, want hy pynig my meer as 10.000 rooi warm helle. Bovendien is ek 'n gees, en dit moet ek ewig bly terwille van julle verlossing, en daarom kan ek my nie bekeer tot julle God en julle meester nie. Ek is eens en vir altyd verdoem, en vir my is daar geen redding meer nie. Vers 8, die hoofman sê, as iemand anders as jy dit aan my gesê het, sou ek dit geglo het, maar van jou geloof weet ek niks behalwe dat jy werklik die ou dom esel uit die hel is. As jy jou wou bekeer, dan weet ek maar al te goed, dat jy met jou hele aanhang deur die meester aangeneem sal word. Maar jou boosheid is hardnekkig, en jy wil jouself nooit daarvan bekeer nie, omdat dit jou 'n soort helse vreugde gee, om die meester met jou vrye wil te kan trotseer. Maar ek sê vir jou dat die meester sy hart nog lank nie vir jou afgesluit het nie, en hy het jou nog lank nie geoordeel nie. Wend jou daarom na hom en hy sal jou opneem, en jou en al jou miljard misdade en sondes vergewe. Ek is 'n heiden, en het in my jeug die natuur en die beelde wat deur mense hande gemaak en deur hul fantasie uitgedink is aanbid. Maar ek, as swak, blinde, stoffelike mens, het toch spoedig ingesien dat ek my op 'n doodloop dwaalweë bevind. Maar jy is vanaf jou oerbegin as 'n suiwer gees geskape, deur hom wat nou in die hart van hierdie heilige Nasarener woon, aan wie hemel en aarde heeltemal gehoorsaam is, en wat vir elkeen sigbaar is. Vir jou is die suiwer erken van die ewige waarheid eenvoudig, terwyl ek lang in nag en nevel moes rondtas. Jy hoef maar net te wil, en dan bevind jy jou weer in die ou oerlig. Vriend, wend jou daarom na die meester, wat hier op wonderbaarlike wyse liggaamlik te midde van ons vertoef, en met alles wat my, insluitend my lewe, eie en gewyd is, staan ek daarvoor in dat jy aangeneem sal word. En nou kom die belangrikste woorde van die Satan. Hy sê, dit kan ek nie. Die hoofman sê, en waarom dan nie? Die Satan skreeu, omdat ek dit nie wil nie. Daar is die kern, hy wil nie verander nie. Hy wil nie Yeshua erken nie. En dit is baie van ons mense se probleem. Hulle kan hom nie aanvaar nie, want hulle wil hom nie aanvaar nie. Ja, hulle kan dalk in 'n mens Jesus glo wat op aarde was, maar dat hy die Godheid self verteenwoordig, dat hy en Vader een is, dit kan hulle nie aanvaar nie, want hulle wil dit nie aanvaar nie. En dit geld vir mense wat nie net heeltemal heidens is of satanies is nie, maar mense wat met 'n baie godsdienstige, vroom voorkoms het, wat Yeshua verwerp. Hulle kan nie hom aanvaar nie, want hulle wil hom nie aanvaar nie. Sy leer van liefde en vergewingsgesindheid en moenie oordeel nie, wees barmhartig, bid vir jou vyande, wees lief vir die wat jou vervloek. Daai leer kan hulle nie aanvaar nie. Hulle wil dit nie aanvaar nie. Want het is lekker om voort te gaan in my eie liefde. Net ek is belangrik, ek gaan my godsdiens op my manier doen, en ek gaan sorg vir my en my familie. Dis hoe baie mense vandag dink. Want die ander gedagte om vir ander mense om te gee, en hulle eerste te plaas, is vir hulle kan dit nie doen nie, want hulle wil dit nie doen nie. So hier gaan het vandag vir ons, dat ons wil moet rig
op Joshua se leer. Baie dankie, ons gaan môre verder, ek kon nie die hele stuk inkry nie, hy redeneer nog verder met hom.